You've been walking such a long road, carrying what you cannot name. The weight of years, the quiet sorrow, the distance from where you came. But there is still a light on for you. There is still a place prepared. No matter how far you have wandered, you are still beyond compare. You don't have to earn your way back. You don't have to have it all together. Hi, goeiemôre en welkom aan elkeen in die erediens vanmôre. Ook welkom aan die wat inskakel deur Facebook en deur YouTube. Ons gee net eers so 'n oombliekie van stilte. Net almal nooi om lekker diep asem te haal, dat die gedagtes net so 'n bietjie rustig raak, dat ons net bewus raak van die Here se teenwoordigheid in hierdie oomblik vanmôre. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met my, al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. U wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Ek groet julle vanmôre in die naam van 'n God wat teenwoordig is. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle. Okay. So ons skrifgedeelte vanmôre gaan oor Jakob. Nou, Jakob het nogal 'n interessante lewe gehad en 'n hele paar avonture beleef. Ek verbeel my dat as 'n mens saam met hom om 'n kampvuur sou kon sit, sou hy nogals vir 'n mens 'n hele paar interessante stories kon vertel om daai kampvuur. Van alles wat hy beleef het en wat hy oorgekom het in sy lewe. Nou, Jakob was die seun van Isak en Rebekka en hy was die kleinseun van Abraham. Hy was ook die tweelingbroer van Esau. Esau was die oudste, maar Jakob het hom op 'n dag, toe hy baie honger was, gekry om sy eersgeboortereg te verkoop vir 'n bakkie lensiesop. Later het Jakob met die hulp van sy ma ook sy blinde pa bedrieg om ook die eersgeboorte seun wat eintlik bedoel was vir Esau te ontvang. Jakob het toe gevlug om sy broer se woede te vermy en is na sy oom Laban toe in Haran.
Hy het so wat 400 kilometer ver wat hy moes wegvlug van alles en almal wat hy geken het. Toe hy daar aankom, was hy ook toe nou bedrieg deur sy oom en hy moes later 14 jaar lank werk om naderhand met Lea en Rachel sy eerste liefde was eintlik Rachel, maar sy skoonpa het hom toe bedrieg en hy is toe met Lea getroud en toe met Rachel, maar hy moes toe nog 7 jaar werk vir Rachel ook. Ek dink ons ken almal hierdie stories baie goed. Uiteindelik is hy terug na sy geboorteland toe en op pad soontoe gebeur daar ook die bekende verhaal waar God in die nag met hom kom stoei en sy naam verander na Israel toe en hy word later die groot vader van Israel en hy het 12 seuns gehad wat die 12 stamme van Israel was. Ons verhaal vanoggend gebeur in die eerste deel van Jakob se lewe, toe hy nog op vlug was van sy broer, nog op pad na Haran toe. En ons skryf vir Jakob waar hy regtig op 'n laagtepunt in sy lewe beleef. Hy is honderde kilometer ver van sy familie en alles wat vir hom bekend is. Hy staar die gevolge van sy bedrieglikheid in die gesig en hy is alleen, waarskynlik baie moeg en bedroef. Hy het 'n gemors van sy lewe gemaak en hy kan nie die nagevolge daarvan ontsnap nie. Ten spyte van dit alles, kom ontmoet God hom nog steeds in die gemors. In sy eensaamheid en moedeloosheid kom God na Jakob toe. En hy kom en hy vernuwe die beloftes wat hy aan Abraham en Isak gemaak het. En hy beloof dan ook vir Jakob dat hy saam met hom gaan wees, dat hy hom gaan beskerm en versorg. Jakob het natuurlik absoluut niks gedoen om dit te verdien nie. Inteendeel. Kom ons lees saam uit die 83 vertaling, Genesis 28 vers 10 tot 22. Jakob is van Beersheba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Julle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar ook al jy gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee.
Dit is die woord van die Here. Nou toe ek hierdie week weer hierdie skrifgedeelte lees, was daar een vers wat net absoluut vir my uitgespring het. Dit was vers 16. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. En ek wonder toe nou maar net, hoeveel van ons mis ook die Here se teenwoordigheid in ons lewens? Dit is nogals hartseer dat Jakob besef dat hy al die tyd in God se teenwoordigheid was, sonder om daarvan te weet of dit raak te sien. Maar die hoop lê ook daarin dat God nie verdwyn het, net omdat Jakob hom nie raak gesien het nie. God was steeds daar. En is dit nie maar dikwels ons verhaal ook nie? Ons wag baie keer vir die buitengewone. Ons dink, ons gaan God ontmoet in 'n groot wonderwerk, in 'n emosionele erediens, in 'n dramatiese antwoord op 'n gebed. Ons dink dat die Here stil geword het, omdat ons hom nie hoor nie. Ons dink God is afwesig, omdat ons hom nie voel nie. Intussen stap hy elke dag saam met ons deur die lewe en ons mis net sy teenwoordigheid by ons. Ons dink hy het van ons vergeet, omdat ons lewens net normaal is. Maar dalk is die waarheid eerder, soos wat Jakob dit ontdek het. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. God was nie net by Bethel nie. God was reeds langs die pad saam met Jakob. Hy was in Jakob se onsekerheid, sy skuldgevoelens, sy eensaamheid en sy vrese. Dit was nie God wat skielik opgedaag het nie. Dit was Jakob wat wakker geword het. Sy oë het oopgegaan. Nou, een van my dosente, Tom Smit, skryf in sy boek Vind God in die Gewone, dat een van die grootste uitdagings van ons lewe en van die moderne mens is hoe besig ons is. Ons raak so besig om die volgende afspraak na te kom, die volgende uitdaging aan te pak, die probleme uit te sorteer, dat ons ophou om werklik teenwoordig te wees in ons eie lewens. Ons leef eintlik op autopilot. En wanneer ons nie werklik teenwoordig is in die oomblik nie, dan mis ons ook dat God alreeds teenwoordig is ook in daai oomblik. Ons dink maklik dat God vir ons wag by die volgende groot gebeurtenis in ons lewens, op daai volgende kamp, of die volgende konferensie, of die volgende geestelike hoogtepunt. Maar reg deur die Bybel ontmoet die Here vir mense op gewone plekke. Moses en Dawid het skape opgepas. Die disippels maak visnette skoon. Maria maak haar huis skoon. En Jakob, hy lê doodmoeg langs die pad met sy kop op 'n klip en slaap. En die wonder van Bethel is nie dat God op 'n besondere plek verskyn het nie. Die wonder is dat God op 'n gewone plek heilig gemaak het deur sy teenwoordigheid. 'n Pad in die woestyn word die huis van God. 'n Klip word 'n altaar. 'n Vlugteling ontdek dat selfs op die laagste punt van sy lewe kan 'n ontmoetingsplek vir God wees. En vir ons beteken dit dat ons nie hoef te wag in ons lewens
vir 'n buitengewone ervaring. Ons hoef nie te wag om ons lewens eers agter mekaar te kry, voordat ons die Here kan ontmoet nie. Ons kan leer om hom raak te sien, wanneer ons soggens koffie maak, met die kinders op pad skool toe, wanneer ons by die kantoor instap, of inkopies doen, selfs wanneer ons in die verkeer vassit. Gelukkig gebeur dit nie baie hier in Klerksdorp nie, nee. Elke oomblik in ons lewens word 'n geleentheid en 'n uitnodiging om te vra, Here, waar is U reeds besig? Hoe is U vandag teenwoordig in hierdie oomblik? Tom Smith herinner ons daaraan dat geestelike volwassenheid nie daarin lê om meer buitengewone ervarings te versamel nie, maar om met nuwe oë na gewone oomblikke te kyk. Geloof is om stadig aan te leer leef met die diep oortuiging dat God reeds hier is. Ons hoef hom nie af te bring uit die hemel uit nie. Ons vra eerder dat hy ons oë sal oopmaak vir die teenwoordigheid, sodat ons dit kan raak sien. En ek dink dit is presies wat Jakob daardie oggend ontdek het. God het nie eers in die nag daar opgedaag nie. God was reeds daar toe Jakob gaan lê. Jakob het net die volgende oggend wakker geword en sy oë het oopgegaan vir daai teenwoordigheid. En dis hoekom hy sê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Miskien is die grootste wonderwerk wat ons vandag moet soek, nie dat God ons omstandighede moet verander nie, maar eerder ons oë moet verander. Dat hy ons moet leer om hom raak te sien in die gewone van elke dag. Wanneer ons leer om God in die gewone te vind, ontdek ons dat daar eintlik geen gewone plekke meer is nie. Elke plek kan 'n Bethel word. Elke dag kan heilige grond wees. Miskien is dit presies wat ons nodig het vandag. Nie noodwendig 'n nuwe ervaring van God nie, maar 'n nuwe bewussyn van die God wat reeds by ons is. Richard Rohr het gesê, "We cannot attain the presence of God because we are already totally in the presence of God. What's absent is awareness." Ons is al reeds totaal in die teenwoordigheid van God. Ons is net nie bewus daarvan nie. Psalm 139 vers 5 tot 7 wat ek vanoggend in die fotum gebruik het, sê dit ook so mooi vir ons. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om u teenwoordigheid te ontkom? En Jesus bevestig ook vir ons dieselfde waarheid. Hy sê, en onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Die vraag is nie, is God hier nie? Die vraag is ek bewus genoeg van my omstandighede om hom raak te sien? Maar hoe word 'n mens bewus van God se teenwoordigheid? En die antwoord is verrassend eenvoudig. Dit is nie om meer dinge te doen nie, maar eerder deur om anders te leef. Deur klein daaglikse gewoontes te ontwikkel wat ons harte oopmaak vir God se teenwoordigheid. Die vroeë Christene het dit ook goed verstaan. Hulle het nie gewag vir buitengewone oomblikke nie. Hulle het gewone ritmes geskep in hulle daaglikse lewe waar hulle vir God kon ontmoet.
Miskien begin dit soggens in die oggend voordat jy aan jou selfoon raak. Om net vir 'n minuut stil te word en te bid, Here, maak my teenwoordig, maak my bewus van u teenwoordigheid vandag. Miskien is dit om nie voor elke ete net vinnig dankie te sê nie, maar werklik stil te staan en te besef dat elke goeie gawe wat ons het uit God se hand kom. Miskien is dit om aan elke einde van die dag vir 5 minute terug te kyk en jouself te vra, waar het ek vandag iets van God se goedheid gesien? Waar het iemand my vandag geseën? Waar het ek dalk God se stem gemis vandag? Hierdie eenvoudige gewoonte staan bekend as die eksamengebed en is 'n eeuoue Christelike dissipline. En ja, dit verander nie noodwendig jou omstandighede nie, maar dit verander hoe 'n mens na jou omstandighede kyk. Jy begin raak te sien dat God eintlik reeds besig was deur die loop van jou dag. Jy sien hom dan raak in die ou vriend wat jou onverwags bel, in die krag wat hy vir jou gee op 'n moeilike dag, in die vrede wat 'n mens ervaar wat net geen sin maak nie, in 'n sonsondergang, in 'n kind se lag, selfs in die moeilike gesprekke wat ons soms met geliefdes moet hê, wat ons naderhand aan mekaar nader bring en aan die Here nader bring. Dus Jakob ontdek ons dan, die Here was hier. Ek dink ook aan Jakob se reaksie toe hy wakker word. Hy staan die volgende oggend op, vat die klip waarop hy geslaap het en hy maak daarvan 'n gedenkteken. Waarom? Want mense vergeet. Hy wou iets hê wat hom elke keer sou herinner het. Hier het God my ontmoet. En ons het ook sulke herinneringe nodig. Dalk is dit 'n skrifgedeelte wat 'n mens teen jou speelkas of aan die binnekant van jou klerekas plak. Of 'n kruisie in jou motor. Of 'n alarm op jou foon wat jou herinner om vir 'n minuut te bid. 'n dankbaarheidsjoernaal. 'n weeklikse sabbat waar jy doelbewus rus en onthou dat God is en nie jy nie. Hierdie gewoontes is nie vir ons om God se liefde te verdien nie. Hulle maak ons net wakker vir die liefde wat reeds daar is. En dit is wat geestelike dissiplines doen. Hulle bring ons nie nader aan God nie. Hulle bring ons bewussyn nader aan God. Want hy is nog altyd hier. Wanneer ons begin leef met hierdie ritmes, begin ons uiteindelik ontdek dat God nie net die hoogtepunt van ons lewens is nie, en nie net in die hoogtepunte teenwoordig is nie, maar hy is ook teenwoordig op 'n gewone maandagoggend, in die kantoor, in die kombuis, in die wagkamer, by die hospitaalbed, in die winkels, in die koffie wat ons saam drink, in die vreugdes en in die teleurstellings. Elke plek kan 'n beduil word. Elke gewone dag kan heilige grond word, want die hemel is baie nader as wat ons dink. Ons skrifgedeelte eindig met Jakob wat 'n eed aflê. Hy sê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Nou wat ek graag wil hê julle moet raak sien in ons afsluiting van ons verhaal vandag, is dat daar 'n bepaalde reaksie is wat gepas is
Wanneer ons besef dat God by ons is en dat hy vir ons sorg en beskerm. En ek dink baie gelowiges vandag hak vas by die besef dat God 'n God van teenwoordigheid is. En dit is ongelooflik en dit is wonderlik en ons is so dankbaar daarvoor. Maar dit is nie net genoeg om kennis daarvan te neem en dan net met die dankbaarheid in 'n mens se hart rond te loop en dit sit nooit om in dade nie. Ek het in laasweek se preek oor die verlore seun gesê dat ons nie liefde kan verdien nie. En Jakob het ook beslis niks gedoen om God se liefde te verdien nie. Inteendeel, hy het baie dinge verkeerd gedoen en hy was ook maar op sy eie manier ook maar 'n verlore seun gewees. My punt is net dat Jakob skielik bewus geword het van God se teenwoordigheid. En die gepaste reaksie was om te sê, as U my God is, dan wil ek graag iets teruggee. Ek wil graag my dankbaarheid aan U betoon. En al klink Jakob se woorde so bietjie soos 'n voorwaarde wat hy vir God stel, is die belangrike punt dat sy ontmoeting hom noop om te reageer op God se teenwoordigheid. Sy geloof is nog besig om te groei, maar sy eerste reaksie is aanbidding en oorgawe. So ons het nodig om bewus te word van God se teenwoordigheid in ons alledaagse lewe en daai bewusheid moet uitloop op 'n lewe wat op sigbare en tasbare maniere ons dankbaarheid aan die Here betoon. Ons as mense moet reageer op God se beskerming en versorging deur om te sê, aangesien ek nou bewus is van God se teenwoordigheid in my lewe, wil ek graag my dankbaarheid wys. Dankbaarheid is nie net iets wat ons voel nie, dis iets wat sigbaar word. Dit word sigbaar in hoe ons in ons huwelike leef, hoe ons kinders grootmaak, hoe ons met ons kollegas praat, hoe ons geld gebruik, hoe ons tyd bestuur, hoe ons dien wanneer niemand kyk nie. Wanneer God se teenwoordigheid ons oë oopmaak, verander dit ook op die uiteinde ons hande. En die doel van die Christelike lewe is uiteindelik nie om God na ons toe te bring nie, maar om te besef hy is reeds hier. En die doel is om met oop oë te leef, om soos Jakob wakker te word, om elke dag weer te ontdek, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. En wanneer ons dit ontdek, kan ons nie anders as om met ons hele lewe lief te hê en te dien nie. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat U nie wag totdat ons alles reg gekry het voordat U ons ontmoet nie. Dankie dat U Jakob ontmoet het toe hy moeg, bang en vol skuld was. En dankie dat U ons ook vandag in ons eie lewens en omstandighede ontmoet. Here, ons vra dat U ons oë sal open. Leer ons om U raak te sien in die gewone ritme van elke dag. Wanneer ons werk, wanneer ons rus, wanneer ons lag en wanneer ons huil, herinner ons daaraan dat U by ons is. Gee vir ons die wysheid om eenvoudige gewoontes te ontwikkel wat ons help om ons harte na U toe te draai. Bewaar ons daarvan om so besig te raak dat ons U teenwoordigheid miskyk. En wanneer ons deur moeilike tye gaan en U nie kan voel nie,
Help ons om vas te hou aan u belofte dat u ons nooit sal begewe of verlaat nie. Mag ons hierdie week soos Jakob wakker word vir die wonder van u nabyheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb,